die etiket van rolbal en basiese riglyne vir beginners. In die wedstryd, gebruik die ingangspunte op die baan as dit beskikbaar is, skud hand voor en na die wedstryd en stel jouself voor aan nuwe spelers. Op die baan, moenie jou balle laat val of op die baan gooi nie, moenie op die wal sit nie, want dit beskadig die kante en moet ook nie in die sloot staan nie. Die span wat die lood gewen het die mat en die nommer 2 en die skiep van daardie span is verantwoordelik om die bord te skryf. Die ander span se skiep is verantwoordelik vir die kaart, maar die skiep kan ook hul pligte delegeer na ander medespelers. Die ander opsie vir die span wat die lood gewen het, hulle kan die mat afgee en die ander span mag nie hierdie keuse weier nie, maar die span wat die lood gewen het is steeds verantwoordelik om die bord te skryf al is die mat afgegee. Die lead lewer die jack af en sentreer ook die jack. Die afstand van die jack word eers bepaal nadat die jack gesentreer is. Die skiep lei die span. Die lead wag vir die skiep om te wys waar die mat geplaas moet word en waar die jack afgelewer moet word. Nommer 2 wag tot die skiep sê waar hulle moet rol. As span A die jack te kort aflewer of in die sloot rol, lewer span B die jack af en sentreer ook die jack. Span A lewer steeds die eerste bal af. As span B dan die jack ook te kort of in die sloot rol, gaan die jack na die 2 meter merk toe. Span A kan dan die mat vanaf die 2 meter merk af opvat, steeds binne die reëls en dit is met 25 meter tussen die mat en die voorste wal. En dan, om die jack en die mat vir die opponent op te tel, is nie deel van 'n reël of etiket nie, dis net goeie maniere. Die plaas van balle. Die opponent lead sit die lead se eerste bal langs die mat, nie op die mat nie, omrede die lead alreeds op die mat staan om die jack af te lewer. Nommer 2 sit nommer 3 se bal op die mat voor hulle opstap. Nommer 3 sit die skiep se bal op die mat voor hulle opstap. Die leads en die nommer 2 skop die balle. Die lead wat die kop verloor het, gee die jack aan die ander span se lead sodat hulle solank die mat kan plaas. Nommer 2 is, onthou, skop eers die balle bymekaar voordat die bord geskryf word. Moenie te na aan die persoon staan wat aflewer nie. Dit is baie hinderend as iemand direk agter jou staan asof iemand in hulle nek blaas en daar is ook spelers wat 'n lyn loop. Moet ook nie langs die mat staan nie, gee vir die ou wat aflewer genoeg spasie en gemaklikheid om af te lewer. Met aflewering, wanneer jou bal tot stilstand kom, is jou tyd op die mat verby. Stap dan regs af, want links lê die balle, en jy mag ook eers iets oor die kop of die skoot vra wanneer jy weer op die mat is. Steeds met aflewering. Jy mag eers aflewer wanneer die opponent se bal tot stilstand gekom het. As jy die reël oortree, gaan die skeieregter jou 1 keer waarsku. Tweede oortreding gaan jou bal gestop en buitespel geplaas word vir die kop. Gee komplimente vir goeie balle van medespelers en opponente, en as jy bo in die kop is, staan stil en dan weer eens met aflewering, bly stil en staan ver genoeg agter die mat. As jy in spel is, mag jy nie op die baan alkoholiese drankies drink nie, ook nie op die wal nie. So in kort, geen alkoholiese drankies vir spelers tydens spel. Rook, vloek of vuil taal op die baan is verbode, maar jy mag wel 2 meter van die kant van die baan af rook. In die game, moenie blydskap toon of dankie sê as die opponent se skoot dalk in jou guns gerol word nie, sê eerder net iets soos bad luck. Moet ook nie na elke speler se bal 'n opmerking maak dat dit byvoorbeeld te nou of te wyd is nie. Jy frustreer 100% elke persoon op die baan en dit is hinderlik in die spel. Moenie nuwe spelers train tydens 'n wedstryd nie, gaan eerder na die tyd na hulle toe en vra, hoorie, kan ek jou help met hierdie of hierdie, maar nie tydens die wedstryd nie. Steeds in die game, moenie voor 'n laaste speler se bal inloop kop toe terwyl die bal nog rol nie. Lied sy nommer 2 is val agter die skiep in bo by die kop. As nommer 3 en skiep ruil, staan die nommer 3 voor die lead en die nommer 2. Wanneer die nommer 3 en die skiep ruil, moet hulle nie in die middel van die baan skote bespreek as dit nie hulle beurt op die mat is nie. In die kop. As jy vir jou medespeler 'n voet by die jack sit, moet jy dadelik uit die kop uit beweeg as die bal afgelewer word. As jou span se bal tot stilstand kom, moet jy heeltemal uit die kop beweeg. Die skiep en die nommer 3 besluit saam waar die nommer 3 gaan rol voordat die nommer 3 na die mat toe stap. Die nommer 3 wys vir die skiep waar om te rol indien die skiep vra.
Wanneer die wedstryd klaar is en die balle moet teruggeneem word na die beginkant toe, moet dit ordelik gedoen word en die bane langs jou moet nie gesteer word nie. Die skiep tel die mat op nadat die opponent skiep klaar haar laaste bal gerol het. Die nommer 3's meet en haal skote uit, en dan die leads en die nommer 2's mag wel vir die nommer 3 op 'n skoot uitwys wat dalk gemis is, maar hulle mag steeds nie aan die kop inmeng nie. As die skeieregter geroep word, haal al die balle uit die kop wat nie gemeet moet word nie, moenie inmeng nie, staan heeltemal weg. Jy mag wel vra om 'n meet te kyk wat ongewoon is, soos byvoorbeeld die foto hierbo. Die skeieregters het gewoonlik nie 'n probleem hiermee nie. En die belangrikste van alles, onthou, rolbal is 'n gentleman's game en 'n sport om te geniet.